Ons lees dan saam 2 Korintiërs hoofstuk 5. Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En hy het ter wille van almal gesterf, dit is Christus. Sodat die wat leef, nie meer vir hulle self sal leef, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlikheid nie. Selfs al het ons Christus eens as na die uiterlike leer ken ons hom nou nie meer so nie. Daarom, en dit is ons teksvers vandag, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. En dit alles kom van God af. Wat ons deur Christus met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie. En hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Ons tree dan op as gesandte ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kan word. Die gesig waarskynlik ken u hier al sekerlik meer as een keer gesien het. U ken die gesig Martin Luther. Natuurlik is dit nou nie 'n foto nie, want in Martin Luther se tyd in 1483 toe hy gebore is, was daar nie kameras gewees nie, en is dit maar 'n voorstelling uit dokumente uit wat oor Martin geskryf is, en beskrywings wat moontlik ergens van hom is dit maar met 'n aanduiding, en word dit nogal redelik wyd aanvaar. Goed, dit is nou Martin Luther se prentjie, of hy nou regtig so gelyk het, weet ons nie. Maar goed, hy het baie jare terug gelewe, 1483 tot 1564. En Martin Luther was iemand gewees wat hy was 'n professor in teologie, maar op 'n of ander manier het hy die hele tyd in diepe worsteling verkeer met die Here oor sy eie verhouding met die Here. En so het dan gebeur dat een nag hy met 'n koets ergens hier op pad was, en dat die donderweer so geweldig was, en so impak op perde, en die persone in die koets en die drywer van die koets gehad het, dat Martin gedink het, nou is alles besig om te vergaan. En daardie krag van daardie storm waarin hy was, het op die oomblik daartoe gebring, dat hy op die oomblik 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus ook getree het. Maar Martin het die hele tyd bly worstel binne homself. Is ek regtig vir God aanvaarbaar? Die mens wat ek is ek regtig vir God aanvaarbaar? Is ek goed genoeg? En ten spyte van die feit dat hy so getrou gebid het en met die Here geworstel het, en selfs dat hy 'n priester geword het in 'n monnik waar hy homself afgesonder het en alles bereid was om alles op te offer ter wille van sy verhouding met die Here, kon hy op die oomblik nog geen rus in sy siel vir homself vind om te weet, maar die Here het regtig vir my aanvaar en ek behoort regtig aan die Here nie. Uiteindelik het Martin Luther se deurbraak gekom toe hy stilgestaan het in sy studie oor die boek van Romeine en Romeine 1 vers 17 so helder voor sy gees ontstaan het dat hy besef het dat die Here red 'n mens nie op grond van wat jy doen nie. Die Here red jou nie op grond van jou dade nie. Want jou dade kan nooit goed genoeg wees nie. Martin was reg, hy is nie goed genoeg in homself nie. En ons het verlede Sondag ons op daarby stilgestaan oor die gebrokenheid wat daar ook binne in ons is. Dat ons uit onsself uit nie God tevrede kan stel met wat ons ook al op die tafel kom sit voor God. En Martin Luther het ontdek dat verlossing alleen deur genade is. Dat het God is op die oomblik wat red. God is wat nuwe lewe vir hom bring. En ons ken die verhaal uiteindelik het dit daartoe gelei dat Martin Luther na sy worstelinge met die Rooms-Katolieke Kerk en die manier hoe die Rooms-Katolieke
Rooms-Katholieke Kerk die verlossing voorgehou het, as dat verlossing is iets wat jy deur goeie dade kry, en dit presies die teenoorgestelde is van wat Martin Luther ontdek het in die woord van die Here, het hy eintlik daartoe gekom om op te staan teen die Rooms-Katholieke Kerk, en u ken almal die verhaal van die 98 leesstellinge wat hy gemaak het teen die dwalinge van die Rooms-Katholieke Kerk, en uiteindelik so die reformatie gekom het, wat maak dat ek en jy vandag hierso sit binne in 'n gereformeerde kerk wat ook leef van die genade van die Here. Maar Martin Luther se vraag wat hy in sy hart gehad het, is ek goed genoeg? Is 'n vraag wat alle waarskynlikheid ook in baie van ons se harte leef. Ek weet, ek het al vir julle wat by ander geleentheid ook gesê, dat my ma ten spyte van al haar toewyding en oorgawe aan die Here, dat sy ook nog hier na middeljare selfs geworstel het met die vraag, altyd daar stuk onsekerheid binne in haar gehad het, maar is ek regtig 'n kind van die Here? Moet ek regtig aan die Here? As ek na my eie lewe kyk, en ek ken my eie geskiedenis, en ek ken die mens wie ek is, en dit is nou so, ek is altyd eerlik met myself oorweeg tussen wat ek doen, ek baie keer verdedig ek ook die onreg wat ek baie keer doen, en verkeerde dade verdedig ek ook baie keer, maar ek ken my geskiedenis, daar is die oomblikke ten minste in my lewe van waar ek eerlik met myself kan wees, en kan weet dat in myself is ek verseker nie besig om te doen, altyd wat die Here vir my vra om te doen. Selfs al het ek tot die geloof in die Here Jesus Christus gekom, al het ek Jesus as verlosser in my lewe aangeneem, en glo en vertrou ek op hom, is daar maar nog altyd hierdie vraag wat oor my hang. Dinge wat ek doen, waar ek nie net, waar ek myself teleurstel oor hoe ek optree in 'n sekere situasie. Agterna dan dink ek, kan dit wees dat ek so opgetree het? Hoe is dit moontlik dat kom ek nie beter die situasie hanteer het nie? Dan weet ek maar, as ek ontevrede is met myself en hoe ek optree en doen, as God na my kyk, hoeveel te meer moet hy dan nie ontevrede wees met dit wat in my lewe aan die orde van die dag is. En dit is presies hier waar die apostel Paulus in hierdie gedeelte op die ou end die woord van die Here na my en jou te bring, en die woord van die Here in my en jou lewens wil dat deurbring. Paulus sê, dinge begin nie by wat ons kan regkry, by wat ons kan doen. Dinge begin by God. Dis God, soos ons verlede week ook gehoor het, wat die eerste tree na ons te gee. Dis God wat na ons toe uitreik met sy hand van genade vir ons uitreik. Dit alles begin, die geestelike lewe begin op 'n ander punt as dat dit by my begin. En my verhouding met die Here en hoe ek leef voor die aangesig van die Here. Paulus sê dit lê baie dieper. Dit lê baie dieper. As jy na jouself kyk, dan voel dit vir jou, maar ek word eintlik regtig 'n beter mens. As ek so terugkyk oor my geskiedenis, dan sien ek dieselfde geite wat daar in my was, tot van altyd my manier van reageer wanneer ek in ongemaklike situasies is. Hoe ek reageer as iemand my beskuldig van iets. As ek so terugkyk op my lewe, dan sien ek al daai geite, en dan lyk dit vir my asof daar eintlik nie vreeslik baie met hierdie geite gebeur het nie, dat ten spyte van my verhouding met die Here, kom al hierdie dinge nog steeds op die ou end met my saam. Paulus wil vir ons help om te sê, maar wanneer dit gaan oor jou verhouding met God, is dit die eerste plek waar jy kyk, is daar jou track record wat jy het, die pad wat jy geloop het. Natuurlik is dit belangrik vanuit sekere perspektiewe, maar wat Paulus in hierdie gedeelte onder ons aandag wil bring, is dat Paulus vir ons wil sê, is dat dit begin nie by 'n innerlike gevoel van dat jy goed genoeg is, dat jy dink jy is daar nie te sleg nie. Goed, daai oomblik kom ook in ons lewens waar ons baie keer ek is daar beter as ander mense, maar as jy eerlik genoeg met jou is, dan kom jy maar agter dat jy is maar net so sondig as wat ander mense ook is. Maar dit begin nie daarby om te voel dat jy goed genoeg is nie. Maar Paulus sê, dit is ons teksvers vandag, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle
het nie geword. Paulus praat in duidelike taal wanneer hy die tyd van die werkwoorde kies wat hy in hierdie gedeelte gebruik. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Paulus sê nie as iemand in Christus is hy besig om 'n nuwe skepping te word. Hy sê hy is dit. Daar het iets met hom gebeur. Daar is iets wat van buite af met jou gebeur het. Van nature wil jy nie. Van nature kan jy nie vir God tevrede stel nie. Is jy gebore met 'n identiteit wat net rondom jouself draai. Dit het ons gesien. Adam en Eva, die val wat Adam en Eva in Genesis 3 gehad het, was 'n rebellie gewees teen God. Hulle het in opstand gekom teen God. Hulle wil nie onder God se heerskappy wees nie. Hulle wil self God wees, dat die leer van die Satan om te sê, maar ons wil self soos God wees. Ons wil self ons eie lot bepaal. Ons wil self die rigting van ons lewe vir ons kies. Ons wil maak soos wat ons wil maak. 'n identiteit wat net om onsself draai. Me, myself and I. Dit is die belangrikste in my lewe. Me, myself and I. Paulus sê vir ons, wat God in ons lewens kom doen en wat hy kom doen het deur sy seun Jesus Christus, is nie om hierdie mens wat so behek is met homself, nie om hierdie mens net so 'n bietjie te verander nie. Nie net om hierdie mens so 'n bietjie in die bek te ruk en in 'n sekere hier en daar so 'n bietjie in 'n ander rigting te stuur. Dit is nie God se intensie nie. Dit is nie waarmee God besig is. God is besig die met 'n proses. Maar God herstel. God stel oor dit wat daar was in die mens wat hy geskaap het in Genesis 1 wat goed en wat baie goed was. God kom maak dit net 'n bietjie reg nie. God is nie 'n parlementklopper nie. God is 'n betaalsmelter. Hy stel dit heeltemal op, die hele betaal en hy bou heeltemal 'n nuwe motor. God doen alles, maak alles weer nuut, sê Paulus. Dis iets wat met elke kind van God gebeur het. Hoor my nou mooi. As jy 'n kind van God is, dan het God op grond van dit wat Jesus gedoen het, jou nuut gemaak. Jy sit vandag hier as iemand wat nuut gemaak is. Nie 80% nuut gemaak is. Nie 90 of 95% nuut gemaak is. Maar wat 100% nuut gemaak is. Want dit is die werk van God. En God werk nie in persentasies van 80 en 90 of 95%. God het jou in Christus nuut gemaak. Dit eintlik berus God se betrokkenheid in jou lewe. Berus nie daarby hoe indrukwekkend jou geestelike vordering in jou verhouding met God lyk. Hoe jou groei in jou verhouding met die Here besig is om te gedei. Natuurlik is dit belangrik. Natuurlik moet dit ook gebeur. Maar wanneer dit kom oor wie jy is, wat jou identiteit is, dan is jy 'n mens wat reeds deur die Gees van God nuut gemaak is. Kan jy jouself dit voorstel dat die Gees van God in iemand woon wat nie nuut gemaak is? God is in sy teenwoordigheid in jou lewe teenwoordig, nie op grond van wie jy is of wat jy gedoen het, dat daar plek is vir hom in jou lewe. Maar hy is in jou lewe omdat hy jou nuut gemaak het deur die werking van sy Gees in jou lewe. Nuut gebore. Jesus het gesê dat die wat aan hom wil behoort, moet nuut gebore word, moet oorgebore word, wedergebore word. 'n Nuwe mens wat gebore word, wat die lewenslig aanskou. Dis wat in jou gebeur het, wat die Heilige Gees van God in my en jou lewe gedoen het. En Paulus praat in die taal vir ons te sê, dit het reeds plaasgevind. As jy in die Here Jesus Christus glo en aan hom behoort jy nie aan hom en glo jy nie aan hom
jy kan weet dat jy aan hom behoort. God het jou 'n nuwe identiteit omgee. Dis jou identiteit wat jy het, 'n nuwe mens. Daarom skryf Paulus ook wanneer hy aan die gemeente skryf, en dan skryf hy aan gemeentes soos Korinthe, waar daar 'n hele klomp onheilige goedes aan die gang was, maar dan praat hy praat Paulus in sy briewe van gelowiges as heiliges. Hy spreek hulle aan as heiliges. En dit is ook die manier hoe ek en jy aangespreek word as 'n heilige. Maar in myself is ek nog so 'n onheilige. Maar die heiligheid van my lewe, die afgesonderheid van my lewe, want dis wat heilig beteken, dat ek afgesonder is vir God. Dis die fokus, die nuwe fokus in my lewe is God. En dit is sy werk wat hy binne in my doen, om my lewe een kant toe te sit vir hom. Iemand op wie se lewe dit gebeur het, dat God jou nie gemaak het, kan nooit weer dieselfde wees. Jy sal nooit weer tevrede wees met die dinge in jou lewe wat nie in lyn is met God se wil. Jy sal nooit weer tevrede wees en sê, ek maak nie saak, ek gaan maar net so aan met my lewe. God is maar net daar ergens, God is daar net, want ek kan maar aan hier met my lewe op my eie, ek wil nie veel met God te doen hê. As God sy hand op jou lewe geleg het, en hy het jou nie gemaak, dan het daar iets binne in jou gebeur. Jy is nie noodwendig, jy het nie volmaak geraak. Jy het iemand geraak, wat binne-in, grondig, fundamenteel, diep liggend, niet gemaakt is. Iemand wat weet, dat ek kan nie meer voortgaan met hierdie dinge waarmee ek in my lewe voortgaan nie. Al kry ek nie reg om dit te stop nie, al bly ek worstel daarmee vir jare, al vra ek vir Here hoeveel keer om vergifnis vir dit wat ek verkeerd doen, en dan elke keer dan betrap ek my weer dat ek nie presies dieselfde goed weer wil doen, en weer met om vergifnis vra. Natuurlijk kan dit nie maar net so aangaan. En ek weet dit, ek kan nie maar net so aangaan nie, want binne in my is daar iets wat nie meer dieselfde is. Iets wat binne in my is wat sê, dat dit wat ek is, die nuutheid wat ek in Christus ervaar het, en wat ek ontvang het, die nuutheid moet ook gestalte kry in my lewe. Die nuutheid moet ook sigbaar word na buite. Dit wat reeds binne in gebeur het, moet ook sigbaar word na buite. Paulus dit ook moeilik. Daarom sê Paulus in die hoofstuk, so 'n paar verse terug, in vers 15, hoofstuk 5 van 2 Korintiërs, die wat leef nie meer vir hunself. So hierdie stryd binne in jou, waarvan Paulus ook in Galasiërs 5 praat, van die vlees en die gees, wat in stryd is met mekaar, waar Paulus dan sê, maar ons moet die gees toelaat, dat die gees ons beheer, want as die gees ons beheer, dan doen ons op die ou en die dinge, wat God van ons vra. Maar hierdie vlees is nie vir een oomblik tevrede, en kom nie vir een oomblik tot rus, om my nou maar net toe te laat, om oorgegee aan die gees van God, in die nuwe lewe te leef. Hierdie vlees is die hele tyd daar, is die hele tyd besig om in te meng onder die aanhitsing van die bose. In my lewe met ander mense, my verhouding met ander mense, in my verhouding met God is hierdie vlees, hierdie sondige vlees binne in my nog op 'n manier, is dit nog springlewendig. Maar Paulus sê, as jy iets begin verstaan daarvan, dat jy reeds nuut is, dan gaan dit jou dalk help om ook meer nuut te begin lewe. As jy jou identiteit, wie jy is, vir jouself kan toeëien deur die geloof, om te vir jouself te kan sê, die Here het my reeds herstel. Hy het my reeds nuut gemaak. Ek is nie meer die ou mens nie. Ek hoef nie meer die ou mens te wees nie.
Ek kan anders wees, omdat ek reeds nie gemaak is. Paulus wil nie vir my en vir jou help om maar net te sê, leef nog 'n bietjie beter. Paulus wil vir my en vir jou help om net so 'n tree terug te gee en om te sê, dit ek is beter as een beter mens. Ek is deur God se genade 'n nuwe mens gemaak. Dit is waarby Martin Luther op die ou end by uitgekom het en wat Martin Luther moes ontdek in die keerpunt van sy lewe, dat God vra nie van jou om 'n beter mens te probeer wees nie. Maar God maak jou meer as 'n beter mens. Hy maak vir jou nuut. Martin Luther het besef dat hierdie nuutheid wat ek in Christus het, dat dit iets is, toe hy Romeine 1 vers 17 hom diep grondig in sy lewe geraak het, en hy het die ontdekking gekom het, wat die skrif sê, die regverdige op grond van geloof sal hy lewe. Die regverdige deur geloof sal hy geestelik groei. Nie deur te probeer om anders te wees en om beter te wees, maar deur te glo dat jy in Christus reeds 'n nuwe mens is. Hoe meer jy dit glo, hoe meer jy dit vir jouself toeëien, sal dit nie anders kan as dat jy daardie nuutheid in jou lewe ook begin demonstreer en mense dit rondom jou raak sien. Martin Luther self het nie 'n datum gekoppel aan hierdie ontdekking van hom om te sê, op daai dag het ek dit verstaan. Op daai dag het ek besef dat ek is 'n nuwe mens in Jesus Christus. Dit was 'n proses in sy lewe. Om dit meer en meer duideliker te verstaan en om dit meer en meer te kan glo. En dit is ook maar net my gebed vandag vir jou en ook vir myself, dat ons nie sal besig wees met onsself, om onsself te probeer regmaak, om self beter mense te wees. Maar dat ons sal lewe vanuit dit wat ons in die Here Jesus Christus reeds ontvang het. Dat ek hierdie nuutheid binne in my, wat God binne in my gegee het, dat ek dit sal omhels of embrace, soos die Engelse sê. Dat ek dit sal omhels, dat ek sal weet, want dit is wie ek is. En deur die geloof kan dit ook meer en meer sigbaar word in my lewe. Mag die Here vir my en vir jou help om hierdie nuwe identiteit waarlik te kan lewe tot sy eer. Op te hou om self beter mense van ons te maak, van onsself te maak. As ons dit glo die nuutheid, dan sal die nuutheid meer en meer ook na vore kom in ons lewens. Here, U alleen ken ons harte, U alleen ken ons worstelinge, U alleen ken ook ons swakke geloof en ja Here, selfs ongeloof, dat ons U nie op U woord neem nie. Here, dat ons maar ons steeds baie keer bly dink dat ons moet op een of ander manier U beïndruk of mekaar beïndruk. Wil U gee dat ons deur U genade daardie nulpunt in ons eie lewe sal ontdek. Daardie rock bottom wees, te weet in ons is dit nie, maar dit is in U wat dit in ons uitgegiet het om die kinders te kan wees, om nuut gemaak te kan wees, om mense te kan wees wat kan glo dat ons die ewige lewe reeds ontvang het, dat ons lewe selfs al sterwe ons ook ergens langs die pad. O Here, wil U gee dat daardie sekerheid van U teenwoordigheid, daardie nuutheid dat ons vir ons sal uitdryf na buite toe, om in U krag die nuutheid te leef, en nie
deur ons eie krag. U alleen kan dit bewerk in ons harte. Ons bid dit in Jesus naam.